Nou baie welkom by ons 10de koffietyd geleentheid. Môre is jy veronderstel om jou vrou weer te vat vir uiteet. Kry vir jou 'n blikkie pulsers en meng dit met bully beef of met boontjies en dan gaan julle Ocean Basket toe. Nou ek moet sê, as daar een ding is wat baie lekker is dit om 'n game saam met jou vriende te kyk. Ek bedoel vir alle eindstryd van die Karibeker, niks is so lekker soos dit nie. Veral as jy dit in jou huis kyk, dan sit die ouens mos almal daar met hulle verskillende truie. Kyk, en hulle wil mekaar amper nie in die oë kyk nie, want dis nou verskillende spanne wat speel. Maar die interessante is, daar's twee goed wat vir my interessant is. Die eerste is, hulle eet almal uit dieselfde bak biltong uit. En die tweede is, hoe hulle verskil. Party ouens is loud. Kyk, as ek het 'n vriend, as sy span 'n 3 druk, hardloop hy so na die TV toe en dan vryf hy daai TV so. En nie omdat dit 'n goeie TV is, nie omdat dit 'n goeie 3 was. Ek het 'n ander ene ook, wanneer Rabana so langs die kantlyn gehardloop het, dan hardloop hy ook en hy's daar rondom ons. Ek bedoel, dit kan nogal 'n besige storie wees en jy moet sterk meubels hê as jy jou vriende nooi vir rugby. Dan het jy mos 'n ander klompie ook wat vir die rugby kom. Hulle sit doodstil. Hulle glimlag, hulle sê nie 'n woord nie en tog weet hulle van hierdie game. En nou is dit so interessant, as 'n mens 'n bietjie gaan kyk in Psalm 127, dan lees ek 'n interessante ding. En voordat ek lees, hierdie ouens of hulle nou so loud is en of hulle stil is, hulle weet een ding. Maak nie saak hoe jy skree nie, maak nie saak hoe stil jy is of wat jy doen nie, jy het nie 'n invloed op daai wedstryd wat daar plaasvind nie. Jy kan maar net kyk. Psalm 127 sê iets, hoor gou. As die Here die huis nie bou nie, soek die wat daarin bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. En dan sê hy, vir die wat die Here liefhet, gee hy dit vir hulle in hulle slaap. Kom ons sê maar vir mekaar, hierdie wedstryd van die lewe kan rof raak. En hy is taamlik rof op hierdie stadium. En jy kan skree ten opsigte van die wedstryd, jy kan stil wees, niks gaan die wedstryd beïnvloed nie. En daarom dink ek wil hierdie Psalm vir ons sê, wat ons kan doen is, om stil in die arms van die Here te wag. En daarom mag die Here gee dat jy en ek ook in hierdie dag in sy arms sal wag. So kyk die ou games, maar weet vir die nuwe game, die wedstryd van die lewe, is die Here die een wat die uitkoms bepaal. Groete.